Vader, soos ons harte uitroep, dat ons praat van 'n waardigheid. En ons moet besef, Here, hierdie waardigheid is nie iets wat ons self kan verdien of self kan kweek nie. Maar ons sing uit die diepte van ons harte uit, dat dit is werklik net Christus wat waardig is. En is hierdie waardigheid wat hy bestee aan gelowiges wat na hom toe kom. Hy is heilig, hy is waardig, hy is soewerein, hy is almagtig. En help ons om ons harte so in te stel, Here, teenoor u grootheid, oor die almag. Herposisioneer ons harte, Vader, om u weer in die middelpunt te sit. En laat ons onsself op sy skuif. En as die woord gepreek word, Here, laat dit resoneer tot in die diepste van ons wesens. Daar waar been en murg is, soos die woord sê. En laat dit ons transformeer. Laat ons dit saamvat. In Jesus naam. Amen. Baie dankie. Julle is welkom om julle sitplekke te neem. Julle kan saam met my oopmaak by Spreuke 2. Spreuke 2, indien jy die woord hier het, andersins het ek dit ook vir jou aan. Spreuke 2. Ek vir ons gaan lees. Kom ek lees vir ons Spreuke 2 vers 1 tot 5. My seun, as jy my woorde aanvaar, my opdragte veilig by jou hou, deur aandagtig te luister na wysheid, jou hart te rig op verstandigheid. Ja, as jy om insig roep, hardop roep om verstandigheid. As jy dit nastreef, soos silwer, dit soos 'n verborgde skat naspeur, dan sal jy insig hê in ontzag vir die Here en kennis van God sal vind. Net tot daar. Die boek Spreuke is 'n boek waar die Heilige Gees met ons praat deur kort en kragtige stellings, juis om ons te leer oor wysheid. En ek dink hierdie wysheid is iets wat gelowiges in hierdie moderne samelewing veral vandag nog meer nodig het. Dit is iets wat ons altyd gaan nodig hê. Dis Bybelse wysheid. Die doel van hierdie wysheid is sodat ons God reg kan ken en dat ons op 'n manier kan lewe wat vir hom aanneemlik is. Die doel van Spreuke inteendeel, as jy dalk 'n bietjie huis toe gaan en dit sal goedkeur dat die dominee vir jou 'n bietjie huiswerk kan gee, dan sal dit dalk goed wees as jy Spreuke 1 gaan lees, miskien 1 tot 7. Ons is by Spreuke 2 vandag, maar Spreuke 1 vers 1 tot 7 gee vir jou 'n bietjie die doel en die motief van die boek Spreuke. Waarom Spreuke geskrywe is. Ons weet Salomo het Spreuke geskrywe. En 'n groot doel daarvoor is sodat ons wysheid kan kom, want as ons wysheid het, dan weet ons hoe om voor die Here te lewe, ons weet hoe om die Here te aanbid. Ons wil op so 'n manier lewe wat hom behaag, wat hom goedkeur, wat ons goedkeuring by hom kan vind. Nou indien nie baie van julle al die vraag begin vra het oor die vrees van die Here nie. Ons het die laaste 4 weke stilgestaan vir ontzag en vrees van die Here. En ek hoop julle het al die vrae gevra wat ek gevra het. Ons het gekyk wat dit is, ons het ook gekyk hoekom dit belangrik is, wat dit is, hoekom dit belangrik is en wat se vrug dit in 'n gelowige se lewe voortbring. So dan los dit ons oor met een vraag. Hoe kry ek dit? En ek hoop regtig dat dit 'n vraag is wat in jou hart al geresoneer het. Hoe kry jy ontzag vir die Here? Hoe kry jy vrees vir die Here? En Spreuke is juist 'n boek wat ons gaan help om dit te kry. Om die wysheid te kry en die wysheid wat ons kry by ontzag. En indien ons nie baie dink van God nie, want dit is ontzag. Ons het gesê vrees is 'n hoë gedagtes, groot gedagtes. Dit is 'n respekvolle, eerbiedige hart teenoor God. Dis die tipe vrees wat 'n kind teenoor sy pa het. Ek gaan nie weer in die definisies ingaan nie, maar ons het gesê dit is vrees. Maar indien 'n gelowige nie baie dink van God nie, indien hy nie ontzag het vir God nie, indien hy nie 'n vrees het vir God nie, sal hy verseker ook nie baie dink van God se instruksies nie. Dis mos logies, 'n kind wat nie sy pa respekteer of sy ma respekteer, die gaan in elk geval nie doen wat sy pa of sy ma sê nie. En baie keer dink ek Christene fokus so op die vrug van hulle Christelike lewe,
maar ons vra nooit die vraag van waar af kom die vrug nie. Jy sien, soos Jesus sê, 'n slegte boom bring slegte vrug en 'n goeie boom bring goeie vrug. En ons Christene, ons het, ons het baie keer het ons 'n lysie van goeders wat ons net moet doen. As ek hierdie goeders doen, as ek hierdie vrug het in my lewe, dan behaag dit God. Ek sê nie dat ons vrug nie God behaag nie, dit doen. Maar die vrug vind oorsprong van elders. As jy gaan kyk na jou boom of jou appelkose of jou pruim of jou feijoas wat jy hier in Nieu-Seeland groei en jy sien hy het slegte vrug, gaan ons die vrugte behandel of behandel ons die wortel? Die wortel. Dalk is die vrugte klein en is nie sappig genoeg nie, dan weet ons daar's 'n tekort aan water, wat ek dink nie die geval sou wees in Nieu-Seeland nie, maar dan is daar dalk 'n tekort aan water. En so is dit dieselfde konsep met 'n gelowige. Spreuke gaan ons hier uitdaag om te kyk na die hart, om te kyk na sekere motiewe, om na sekere goed te kyk binne in ons, eerder as wat ons kyk net na die vrug. Want wanneer ons kyk na die hart en die goed binne in ons, dan sal die vrug goed wees. En dis hoekom ons sê, as daar nie 'n gesonde vrees is van God nie, sal ons die God se instruksies volg nie. As ons God se instruksies nie gaan volg of hoogag nie, dan beteken dit ons gaan in elk geval 'n goddelose lewe lewe. So sommer so in die begin. Die preek is nie om net harder te probeer nie. Partykeer wil ons dit sê. Ons wil vir broers en susters sê, ruk jouself net 'n bietjie reg. Jy moet dit nie sê nie, maar ek weet partykeer wil ons dit sê. En dis nie wat ek vandag vir jou gesê, om jouself 'n bietjie reg te ruk nie. Want ek dink partykeer is dit moeilik. Ek onthou waar die Here my kom haal het, en ek kon myself nie reg ruk nie, want ek het gedink ek was klaar reg. Inteendeel, ek het gedink ek is die enigste wat reg is en almal anders is verkeerd. Soos jy maar dink as jy 'n jong seun is wat lewe vir die wêreld. Ek wil jou uitdaag om vandag baie van God te dink. Groot gedagtes. Wanneer jy groot dink van God, gaan jy groot dink van sy instruksies. Sy Bybel en sy woord. En wanneer jy baie dink van sy instruksies en sy woord, dan gaan jy dit wil implementeer. Ons sê dit vir ons kinders. Ek leer die tieners by die kategese. Ek sê, ek weet jy dink jy's baie keer slim daar as 'n tienerseun, ons almal was daar en jou pa en jou ma weet niks. Maar 'n ouer praat uit ervaring uit. Hulle praat uit ervaring uit, en deur daai ervaring wil jy vir julle kind instruksies gee, maar as jou kind nie baie van jou dink nie, gaan hy nie baie van jou instruksies dink nie, en dan gaan hy verseker nie jou instruksies implementeer nie. En dis dieselfde teenoor God, as ons nie baie dink van God, of hoë gedagtes het van God, of God met onsag en eerbied, en respek het vir God nie, of self soekend is, om meer van God in ons lewe te hê nie, gaan ons nie baie dink van sy instruksies nie. As ons nie baie dink van sy instruksies nie, gaan ons dit verseker nie baie wil implementeer nie. Ons gaan die absolute minimum wil doen, want ons wil net seker maak ons kom in die hemel. Christendom is meer as net om die hemel te beerwe. Dit gaan oor 'n verhouding. Salomo skryf wysheid. Hierdie wysheid, ons noem dit wysheidsliteratuur, nee. Dis 'n genre. En hy skryf hierdie wysheid en hy gee kort kragtige stellings, want hy wil die gelowige hê hy moet dit implementeer. Maar dit gaan vir ons niks beteken as ons nie baie daarvan dink nie. En ons gaan nie baie daarvan dink as ons nie baie van God dink nie. So in hoofstuk 1 van Spreuke gee hy die motivering van hoekom hy hierdie boek skryf. Maar ons is by hoofstuk 2. En hoofstuk 2 leer hy vir ons hoe ons dit gaan implementeer deur in die vrees van die Here dit te verkry. Dis wat hy leer. In die vrees van die Here gaan ons dit verkry. Die eerste 4 verse van hierdie hoofstuk beskryf bewegings. Dit beskryf bewegings wat die hart goddelike wysheid begeer. Jy sal sien, ek het dit vir jou daar so in kleur gesit, ek glo jy sal dit daar kan sien. As jy, dan sal jy. So hy sê vir jou, as jy, dan kom 'n belofte, dan sal jy. So hy gee vir jou 4 bewegings, 4 opdragte, maar ek is bang om dit opdragte te noem, want jy gaan sien, dit tot 'n mate is dit 'n opdrag, maar dit is nie net 'n opdrag nie, dit is nie iets wat jy net doen nie, want ek wil nie hê jy moet net 'n lysie gaan maak nie, want dit moenie 'n dwang word nie, dit moenie 'n verpligting word nie, dit moet 'n oortuiging word, en daar's 'n verskil. Dit word nie 'n plig nie, dit word 'n oortuiging, en dit is eintlik wat Salomo hierso sê. As jy hierdie oortuigings in jou hart het, dan sal jy. Ons kom daarby. So dis nie 'n selfhelp nie,
is nie 'n lysie nie, moet dit nie aftik nie. Ek weet daar's baie Christelike boeke, veral as jy hier in die boekwinkels instap of reg oor die wêreld, dan sê hulle 7 stappe tot 'n beter jy, 10 stappe tot 'n gesonde huwelik, en ek het seker nie 'n probleem daarmee nie, maar ek dink alles spring maar uit die hart uit voort. En ons probeer so 'n paar die vrug verander. Maar hierdie is nie 'n vrugverandering wat uit jouself uitkom nie. Hierdie is 'n gelyklopende beweging. En jy moet dit so sien. As ons nie Spreuke 2 so gaan benader nie, gaan ons dit verkeerd verstaan. Spreuke 2 is 'n gelyklopende beweging. Dit is 'n gelyklopende beweging tussen ons en tussen God. Dit is ons, maar dit is ook God wat verandering voortbring. Hierdie gedeelte roep ons om onsself in te span, maar dit roep ons ook om nie op onsself te vertrou nie. So jy doen die arbeid, maar jy moet jouself nie vertrou nie. Ek weet dit klink kontrasterend, maar Spreuke roep jou om te soek en God gaan jou laat vind. Spreuke roep jou om uit te roep en God gaan antwoord. Spreuke roep jou om te klop en Christus maak oop. Dis die woorde van ons Here Jesus. So dit is 'n konsep van ek doen, maar God reageer. Ons luister na sy woord, maar hy gee die wysheid. Jy weet, dit word so mooi gesê in die Nuwe Testament van Jakobus. Hy sê, nader tot God, dan sal hy tot jou nader. Dis tweevoudig. Dis 'n konsep van nader tot God, dan sal hy tot jou nader. So Spreuke roep jou nie net jy moet alles doen nie, en dit roep jou nie net ook om te sê, wel net God gaan dit doen nie. Want ons kry twee uiterstes, nee, ons kry dit in kerke, ons kry dit absoluut 'n wettiese kerk, 'n kerk wat sê jy moet en jy moet alles. Asof jy jou redding moet gaan verdien en gaan bewerkstellig. Jy kan nie jou redding verdien nie. Want dan het Jesus verniet gesterf. En dan kry jy weer die ander uiterste wat meer na die charismate toe gaan. Nou, hulle sê nee, jy hoef niks. God doen alles. En dan maak dit jou absoluut passief. Dis nie daar, dis nie een van die twee nie. Dit is ons en is die Here. Ek dink byvoorbeeld daaraan as 'n boer. 'n Boer wat 'n groot oesvol inlewer en hy gaan plant broccoli. En nou plant hy sy broccoli daar in die vel. Hy ploeg en hy het moeite en hy gooi kunsmis en hy plant die saadjies van die broccoli in die veld. Dis die moeite wat hy doen. Maar nou wag hy nog steeds op die reën vir die oes. Dis die konsep. Dis die konsep van ons Christenlewe. Ek dink daar's baie doktrines in die Bybel wat so funksioneer. Dink byvoorbeeld aan die skrywe van die Bybel. Wie die boek geskryf van Petrus. Julle sal vir my sê Petrus het hom geskryf. As ek sê Petrus of die Heilige Gees. Nee, dit was die Heilige Gees. Ek sê wie is dit nou? Petrus of die Heilige Gees? Nee, dis Petrus, maar dis die Heilige Gees. Dis albei. Petrus onder die inspirasie van die Heilige Gees. Wie lewe jou Christenlewe? Mag jy sê ek lewe hom. Ek is verantwoordelik vir alles. Ek sê en die goeie vrug? O nee, dis die Here. Maar jy het nou net gesê dis jy. Nee, dis die Here, maar dis jy. Dis die konsep. Dis ons, maar is hy. Dis nie net ons nie, dis nie net hy nie. So ek wil nie jy moet 'n lysie maak nie, alhoewel 'n lysie kan goed wees, maar ek wil ook nie jy moet terugsit nie, alhoewel soms dit ook kan goed wees. Maar dit is die mentaliteit waarmee ons Spreuke 2 gaan nader. En Spreuke 2 gaan vir ons 5 oortuigings gee. Oortuigings van hoe ons hart die Here kan begin vrees. Soos, hoe kry ons dit? Ek glo ook ons is aan die einde van ons reeks. So, ons kan ophou bang wees, nee. Julle is seker gewonder wanneer hou die dominee op my bank praat. Ons is aan die einde van dit. Ek glo so. Tensy ek julle volgende Sondag verras. So kom ons kyk na die 5 oortuigings wat Spreuke 2 vir ons gee. Die eerste een, Spreuke 2 vers 1. Hy sê, as jy my woorde aanvaar, my opdragte veilig by jou hou. Daar's daai eerste as jy, né? So die eerste oortuiging is aanvaar of ontvang en koester. Daai woordjie aanvaar, as jy my woorde aanvaar, word ook vertaal as jy my woorde ontvang. En dan veilig by jou hou, word ook vertaal as koester. So dit is een van die twee, maar kom ons praat oor die woordjie aanvaar of ontvang. As jy my woorde aanvaar of ontvang, dit beteken nie ons moet net bakkant staan nie, soos gee net vir my
maag jy honger, geen het van my. Dit is nie wat hy sê nie. Hierdie konsep van aanvaar en ontvang is 'n postuur van afhanklikheid. Dis 'n postuur van afhanklikheid. Ek is toeganklik om dit te aanvaar. Maak my hart oop, ek wil dit ontvang. Dit is 'n postuur van die hart om te sê, maar my hart is oop daarvoor. Dis dit. So hy sê, is jou hart toeganklik vir my woorde? En dan sê hy, en as jy my opdragte veilig by jou hou. Veilig by jou, soos ek gesê, koester, of die Engels praat van to treasure. Dit kan ook vertaal word om weg te steek. Dit beteken nie, jy moet dit wegsteek, laat niemand weet, jy's 'n undercover Christen nie. Daar is ook nie so iets nie, asseblief. Maar hy praat van koester. Ja, nou, ek dink 'n maklike manier om te beskryf wat met ons almal kan resoneer, as jy dalk kan terug onthou, toe jy dalk laerskool was en hoërskool, as jy nou te cool vir dit, maar in laerskool, jy onthou het jou ma vir jou die lekkerste kosblik gepak met toebroodjies in, en dit is daai kosblik gewees met net 2 kompartemente, onthou julle, of 1. Vandag se kosblikke kort jy 'n padkaart om te ontdek waar die sappie is, en jy weet nie so hoe die ding oop te maak nie, maar elk geval so, toe jy by skool was, het jy jou kosblik gehad, nee, en jy het jou toebroodjies gehad, en dit was net 1 blik met 'n deksel op. Ek praat nou van my tyd, voor jy het dalk letterlik blikke gehad, maar en in die toebroodjies was dan nou jou lekker sweets, en ek bedoel, daai was daai toebroodjies met gisterandse maalvleis wat oorgebly het. Dit is 'n spesiale broodjie, jy weet, dis daai broodjie, en jy het daai broodjie onder die arm, en jy het jou tas, want hy pas eintlik net nie in jou tas nie, en dan gaan jy skool toe, en jy weet, jy kan nie wag vir pouse nie, want as pouse kom, gaan jy hierdie broodjie, jy gaan hom verslind. Maar jy weet, daar is 1 uitdaging tussen jou en pouse, en dit is daai hongervriende van jou. En daai vriende van jou, hulle eet al hulle toebroodjies voor skool op, nê, sodat hulle joune kan eet. Want jou ma maak natuurlik lekkerder broodjies as jou vriende, sinne. En nou vat jy daai toebroodjies met daai kosblik en jy koester hom hierso so teen die sy. Of jy druk hom en jy haal eerder die boeke uit en druk die kosblik in die tas, om seker te maak daai kosblik is veilig. Dit is die idee van koester. Nou ek sê nie jy moet die woord van die Here wegsteek nie. Ek sê net jy hou daai toebroodjies so naby aan jou. Nee, jy bewaar dit, want dit is joune. En dis die konsep wat hy hierso sê, as jy die woord van die Here koester, dan beteken dit jy hou dit naby aan jou. Nie letterlik nie, alhoewel letterlik kan jy hom naby aan jou, maar figuurlik gesproke. Jy hou dit geestelik naby aan jou. Dit beklemtoon dat dit iets van waarde is. Dit is vir my lekker om die woord van die Here in my hand te hê. Dit is vir my lekker om die woord van die Here langs my bed te hê. Dit is vir my lekker om die woord van die Here in my oë te hê. Dit is vir my lekker om die woord van die Here op my hart te hê. Dit is vir my lekker om die woord van die Here op my tong te hê, want ek koester dit. Ek ag dit as waardevol. Hoe mooi skryf Psalm 119 vers 11 dit. Hy sê, in my hart koester ek u woord. Hy sê nie op my bedkassie nie. In my hart. Ek wil graag net iets noem hierso, want ek het verlede week iemand nogal so iets genoem, en ek dink dit is belangrik. So eintlik wat ek vir jou sê is, ja, jy moet meer Bybel lees, nee. Maar ek wil nie vir jou sê, dis iets wat jy moet doen nie, dis iets wat jy wil doen, want dit moet 'n oortuiging raak. Maar ek wil ook vir jou sê, terselfdertyd, dat jy is nie 'n Christen omdat jy baie Bybel lees, of omdat jy min Bybel lees nie. En ek wil ook vir jou sê, dat ek glo, ons kry seisoene, ons as Christene, ons kry seisoene, waar ons so geestelik moeg is, of afgemat is, dat dit soms vir ons moeilik is om Bybel te lees. En dan kan ons baie keer net by die voete van die Here sit, en sy beloftes onthou wat ons al reeds gelees het. Maar maak net seker dat as dit 'n seisoen is waar jy rus, dat dit nie 'n leefstyl is van rus nie. Ons besoek nie die woord nie, ons bly in die woord, maar ons verstaan daar as seisoene is wanneer dit moeilik is. Net so 'n voetnota. So ons ontvang dit. En ek wil sê wat ons moet ontvang is natuurlik. Binne die onmiddellike konteks praat Salomo van Spreuke. Ons ontvang die wysheid van Spreuke, verseker. Salomo sê my seun. Gewoonlik as jy iemand wysheid gegee het, was dit die pa teenoor die seun. Dit is die beeldspraak wat ter sprake was. My seun koester my woorde. Dis jou laaste instruksies vir jou seun. Jy weet, wat het jy al gedink sal jy laaste vir jou seun wil sê? Jy wil vir hom lewensadvies gee. So natuurlik is dit Spreuke wat ons moet koester, maar dit is nie net Spreuke nie, want ons weet ook Spreuke is nie net die woord van die Here nie.
Dis nie net spreuke wat van toepassing is nie, dis die hele Bybel. So, ons koester die hele Bybel, maar dis nie net die Bybel wat ons koester nie. Dit is meer. Hoe mooi sê Kolossense 2:3 dit. En die eenheidsband met Christus is al die geheime skatte van wysheid en kennis te vind. Ons koester skatte. Ons koester die wysheid. En hierdie skatte en wysheid kry sy vervulling in Jesus Christus. As jy Jesus ken, en ek praat van ken, op 'n verhouding, nie net weet van hom nie, maar as jy hom ken, dan raak dit onvermydelik dat Christus jou skat raak. En deur Christus begin jy maar eintlik die Bybel beter verstaan. Want dit is in die eenheidsband met Christus, omdat ons in Christus een is. En deur dit sien ons dat al die skatte van wysheid en kennis, dis waar ons dit vind. So ons koester dit. Ons koester sy woord, ons koester spreuke, ons koester Christus. So ek wil jou 'n vraag vra. Ek gaan aan die einde van elke punt gaan ek jou 'n vraag vra vir 'n tipe van 'n introspeksie miskien. Ek dink dit is goed om jou hart te toets, om te kyk of ons dalk in die vrees van die Here is. So hier is my eerste vraag. Jy moet my nie antwoord nie. Jy moet jou eie hart antwoord. Dis 'n vraag wat ek myself vra, soos ek dit geskryf het. Die eerste instruksie sê, aanvaar en ontvang en koester God se woord in Christus. Is jy toeganklik en bewaar jy dit? So hier is my vraag. Wat doen ek met God se woord wanneer dit na my toe kom? En ek wil jy moet weet, vandag kom hy na jou toe. En hy gaan volgende Sondag weer na jou toe kom. En miskien as jy in 'n klein groep is, gaan hy weer na jou toe kom. En miskien wanneer ons Bybelstudie begin, gaan hy weer na jou toe kom. Wat doen ek met God se woord wanneer dit na my toe kom? Die tweede punt, die eerste het gesê aanvaar, ontvang en koester. Die tweede oortuiging wat Spreuke vir ons gee, is luister aandagtig. Luister aandagtig. Nou klink ek soos jou onderwyseres op skool, maar luister aandagtig. Laat jou oor aandagtig luister vir wysheid, sê Spreuke 2:2. Laat jou oor aandagtig luister vir wysheid. Dit beklemtoon nie net om te hoor nie, maar om te luister. En daar is 'n verskil tussen hoor en luister. Nou weet ek, hierso is waar mans absoluut net hierdie hele storie verstaan. Ek dink baie keer jou vrou verstaan dit nie, maar ons weet daar is 'n groot verskil om te hoor en om te luister. Maar ek moet dit nog steeds verduidelik. Wanneer ons hoor, beteken dit is net klankgolwe wat in ons ore inresoneer. En ons sê baie keer dit gaan hier in en dit gaan daar uit, of ons sê dit nie, maar iemand anders sê dit vir ons, dit gaan hier in en dit gaan daar in uit, of jy weet, 'n week of 'n maand daarna sê, kan jy nie onthou wat ek vir jou gesê het? Jy sê, jong, weet jy, ek kan regtig nie onthou nie, ek dink die Here het vir my gesê nie. Dis hoor. 'n Luister beteken om 'n ingesteldheid te kweek, om doelbewus die inligting in te neem, om dit in te neem. 'n Mens kan in 'n kerkdiens sit, 'n mens kan 'n mens se Bybel oop hê, 'n mens kan my stem hoor, 'n ander prediker se stem hoor, maar dit beteken nie jy neem dit in nie. En dit is ook hoekom ons sê, jy kan nie jou redding bepaal op grond van jy wat in 'n kerk sit nie. Neem jy dit in? Ek gee 'n praktiese voorbeeld. Wanneer die woord sê, wees geduldig, luister ek. Wanneer die woord sê, vergewe ek, luister ek. Wanneer die woord sê, of die woord vir jou uitwys, daar is sekere sonde in jou lewe wat net nie reg is nie, luister ek. Wanneer die woord jou trots aanspreek, luister ek. Wanneer die woord jou planne konfronteer, luister ek. Wanneer die woord met jou praat, luister ek. Nou ek wil net sê, ek erken daar's 'n proses rondom vergifnis, dis nie wat ek sê nie. As die woord praat, word dit 'n oortuiging in jou hart. Dis wat ek sê. Luister ek. Om aandagtig te luister beteken ek stel myself in teenoor die woord van die Here. Jakobus sê dit mooi, nee, Jakobus sê moenie net hoorders van die woord wees nie, maar wees daders. En die mens wat vir God vrees, mens wat 'n gesonde vrees het vir God, besef God praat deur sy woord en hy wil hoor wat God te sê het, want dit wat God sê maak saak. Natuurlik is dit wat God sê, natuurlik maak dit saak. En ek luister nie omdat dit maklik is nie, inteendeel ek dink dit is moeilik. En ek dink dit is moeilik om dit te implementeer. En ek dink dit is moeilik om sekere wortels uit my hart te kry. En baie keer voel ek nie lus
om iemand te vergewe nie. Of ek voel nie lus om dit of dat te doen nie. Maar ek luister vir een blote feit. Want dit is God wat praat. En hy is God en ek is nie. So is my tweede vraag vir introspeksie. Hoor ek net of luister ek werklik? Die derde, hartsoortuiging, is rig jou hart. Die derde oortuiging is rig jou hart. Wat sê die einde van vers 2:2, as jy jou hart rig op verstandigheid. As jy jou hart rig op verstandigheid. Hier word gevra onderdanigheid, om jouself te onderwerp. Om jou hart werklik onder die gesag van Christus en die gesag van die woord te sit. Dit is presies, hierdie presiese stelling wat hier so gesê het, rig julle hart op verstandigheid, rig julle hart op God, is presies wat Joshua vir Israel gesê het, toe hulle in die beloofde land ingegaan het. Onthou julle het in die beloofde land ingegaan, in Kanaan ingegaan, die mure het platgeval van Jericho, en hulle is in, en God gee hulle instruksie en sê, verwyder al die slegte invloed onder julle uit, al die afgoderry, verwyder dit. En Joshua kom en hy sê vir die volk, verwyder dan nou al die vreemde gode. Maar dit help nie net ons verwyder die gode in ons lewe nie, want jou hart sal 'n manier kry om nuwe gode te kry. Jy moet jou hart ook rig. Dit help nie net ons probeer ons vrymaak van sonde nie. En dan is ons great, ek is 'n fantastiese Christen. Daar is 'n konsep van jy moet jou hart nog steeds wend tot God. En dis wat Joshua sê. Hy sê, verwyder die vreemde gode in julle midde en rig julle harte op die Here. Rig jou hart op die Here. Rig dit. Dit is interessant, die eerste punte het te maak met informasie. Nee, ontvang van informasie, hoor van informasie, dis die hand en die oor. Hierso raak dit die hart. En jy gaan sien, hierdie is so mooi in die middel van dit gesit. Dis die hand en die oor en dan sit die hart en dan sal jy sien, aan die einde is daar nog twee. Die hart is in die middel vir 'n rede, want as die hart nie betrokke is nie, gaan die hand en die oor nie betrokke wees nie. En die stem sal ook nie, of die tong sal ook nie. Wat die skrywer sê, is as hy sê, rig jou hart op verstandigheid, of rig jou hart op die Here. Wat hy sê is, my seun, as jy regtig die Here wil vrees, as jy regtig ware wysheid soek, moet daar nie net blootstelling wees aan Christelike dinge nie. Jy moet nie net goed vermy nie, maar my seun, jy moet die regte motiewe hê. Jou hart moet vir die Here wees. Dit gaan nie net vir God om jou klomp kennis te gee, sodat jy baie weet van die Bybel nie. Nee, my seun, jy sal nooit wysheid so kry nie. Hy sê, dis goed jy ontvang, dis goed jy luister, maar my seun, kry jou hart by die Here uit. Dis wat hy sê. Albert Martin sê dit mooi, hy sê die blootstelling aan skrif en die ontvang daarvan moet geanker wees in die regte motiewe van die hart. As die hart afwesig is, dan kan ons luister soveel soos wat ons wil en doen soveel soos wat ons wil. Ons gaan nooit werklik die Here vrees nie. Hoor wat sê Psalm 119 vers 34. Hy bid, hy sê, gee my insig, sodat ek by u wet kan hou. Dit met my hele hart kan nakom. Laat my hart na u bepalings neig. Hoekom soek die skrywer insig? Hoekom soek die skrywer bepalings? Hy sê, want my hart moet na u toe kom. Hy wil hê sy hart moet na God toe kom. Dit gaan nie net oor informasie nie, dit gaan nie net oor 'n jekerige oor, soos Timoteus sê nie, dit gaan nie net oor 'n interessante preek nie, dit gaan nie net oor nuwe informasie nie, dit gaan oor die hart wat op die einde van die dag deur die informasie moet draai en verander en gewend word na God. Jesus sê presies dieselfde in Johannes 7:18, toe die fariseërs of die skrifkenners hom konfronteer. Hoor wat sê hy vir hulle, hy sê, hy wat uit sy eie praat, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, hy is geloofwaardig en daar is geen onreg in hom nie. Hierdie hom is nou Jesus, dis nie ons nie. So, Jesus sê vir hierdie Jode, hy sê, want die Jode wou hom nie herken nie.
Die Jode het gesê, ons glo nie jy is Jesus nie. Ja, jy doen hierdie wonderwerke. Hoe is dit dat jy so? Hulle het hom nog eens gevra, hoe leer jy so as jy nooit by die teologiese skool was nie? En Jesus antwoord hulle met hierdie vraag. Hy sê vir hulle, julle sukkel om my goddelike gesag te erken. En die probleem is nie die feite nie. Die probleem is julle harte se posisie. Harte se posisie. So dis 'n geloofsprobleem. Dis 'n geloofsprobleem. Martin gaan verder, en Martin, hy sê ons word gekonfronteer met moeilike vrae deur hierdie Spreuke stelling. Moeilike vrae. As 'n Christen. En hy sê die moeilike vraag is, as jou hart by die Here is of nie by die Here is nie. Hy sê, jy moet jouself vra, wat op aarde doen ek in die kerkbank vandag, wanneer die prediker opstaan om sy skrif oop te maak? Wat wil jy werklik hê? Waarna smag jou hart, wanneer die woord gepreek word? Smag dit na God en om hom te ken, sodat jy kan lewe om hom te eer. Waarna smag die hart? En dis ook my vraag. Wat wil ons hart hê, wanneer die woord gepreek word? Die vierde een. Vers 3 in Spreuke 2, hy sê, as jy om insig roep, hardop roep om verstandigheid. Hier gaan dit nie oor die volume van jou stem nie. Dit beteken nie, jy moet hier afloop in botte nie, en begin uitskree, wys uit, waar is jy nie? Ek dink, hulle gaan jou na 'n ander plek toe vat. Ek onthou, miskien het ek tyd daarvoor, ja, toe ek in Louise net, ek weet nie of ek dit al vertel het nie, as ek het, vergeef my, maar ek dink dit is 'n goeie illustrasie van wat dit nie is nie. Toe ek in Louise net begin keis het, toe wil ek al vat om my ma, keis is nou tyd, vir ek weet, die ouer weet. Toe wil ek al vat om my ma te gaan ontmoet, van Potchefstroom af. En jong, ek weet nie of julle onthou vir Leon Schuster nie, Leon Schuster het so ding gehad, waar hy daar in die kantoor gesit het, toe sê hy vir die ou wat die onderhoud voer, dat die ou wat inkom is doof, en die ou wat inkom, hy sê toe die ou wat die onderhoud voer is doof, so albei dink mekaar is doof. En ek doen toe dieselfde ding met Louise en met my ma. En ek sê toe vir my ma, Louise is doof, en my ma wil natuurlik weet hoekom en waarom, en ek dink ek het dit goed verkoop. En Louise, ek sê toe vir my ma is doof, maar sy was skepties, sy het so 'n bietjie deur my gesien. En sy kom toe daar aan, en lang storie kort, en hulle het so hard praat, en ek het net teruggesit, en elke oomblik geniet natuurlik. En toe nooi my ma ons in, en sê, kom sit, ek weet nie, sy het vir ons kos gekry, of iets gekry, en ons sit toe daar buite, op die stoepie met die mooi tuin, en wat, en nou moet ons bid vir die kos, en ek vra natuurlik my ma om te bid. En sy bid, dat die Here haar kan hoor daar bo in die hemel. Sy bid. En ja, dit is nou dalk nie mooi van my gewees nie. Maar dit is nie wat Spreuke ons roep om te doen nie. Alhoewel, ek dink is goed dat jy partykeer jouself kan hoor. En ek dink dit is goed dat jy partykeer die woord vir jouself preek hardop. Maar as hy sê hardop roep, dit beteken om 'n ingesteldheid te kweek wat vir jou wys hoe belangrik wysheid is. Ek roep na jou met die idee, kom, ek roep sodat dit moet kom. Dit is tog die reaksie wat ons soek is wanneer ons roep. As jy roep, is daar 'n reaksie van kom. As jy roep, is daar 'n reaksie van antwoord. Jy roep want dit beklemtoon dat dit vir jou belangrik is. En ek glo persoonlik, hierdie is waar dit ook 'n uitnodiging is tot gebed. Want dit is al hoe jy roep, en dis al waarna jy kan roep, is na die liewe Vader. Hoekom na die liewe Vader? Want jy sal sien as aan die einde van ons kom van vers 6, is dit net die Vader wat wysheid gee. Ek kan nie wysheid self kry nie, ek kan dit nie kweek nie, ek kan dit nie uitdink nie. Dis net die Vader wat dit gee. Dis 'n geskenk. Onthou wat ek gesê het, die boer en die saad, is 'n parallelle beweging. Ek roep sodat die Here dit vir my kan gee. Gebed glo ek is die middel hoe ons dit doen. En ons bid, Here ontwaak my hart, Here gee vir my wysheid, Here spreek lewe in my hart, Here ek sukkel met dit, Here ek worstel met dit, Here ek het hierdie probleem, kan nie asseblief lig skyn op hierdie onderwerp? Jakobus sê dit ook, Jakobus sê vra vir wysheid, vra daarvoor, vra,
En ek wil selfs vir julle sê dat vra vir vrees van die Here, vra vir onsag vir die Here, vra vir groot gedagtes van die Here. Pleit dat die hart van ons verander. Pleit dat die hart wat eintlik so besmet is deur hierdie wêreld vernuwe sal word, rein sal word. Moenie net bid vir materialisme nie. Dit is meer as net eet en drink, sê die skrif. Dit gaan oor die vernuwing van die hart. Roep uit dat die Here dit sal kom doen. Want dis net die Here wat dit kan gee. En miskien is dit 'n plek waar ons vandag moet begin. Miskien is dit 'n plek waar ons as gemeente moet begin. Is dat die gemeente voor ons wonderlike ligdraers, Christelike ligdraers vir Howick en Auckland en Nieu-Seeland en sy mense kan wees. Laat Christus se lig eers intern skyn voor dit uit ons uit kan skyn. En dit beteken dat ons baie keer die eie ek moet laat gaan. En nie net 'n gedeelte van hom nie, maar die hele ek. Dit beteken dat ons minder op onsself moet staat maak en meer op hom. So is my vraag. Erken ek my afhanklikheid? Moenie net God se voorsiening erken nie. Erken ek my afhanklikheid? Nie afhanklik vir kos en vir brood, afhanklikheid vir geestelike lewe. Erken ek my afhanklikheid van God? As hy preek deur sy woord, as hy praat, as ek lees, erken ek my afhanklikheid van hom om my geestelik te onderhou. 15. Spreuke 2:4, as jy dit nastreef soos silwer, dit soos 'n verborge skat naspeur. Weer, as jy. Die 5de een, die oortuiging is 'n strewe en 'n soeke. Is 'n strewe en 'n soeke. Nou hierdie is weer eens na die hart gesit. Die hart was in die middel, hier is dit. Jy sal nie streef en soek as jou hart nie by God lê nie. Jy sal nie God soek nie, jy sal hom nie wil nastreef nie as jou hart nie by hom lê nie, want God en sy gebooie sal nie vir jou 'n skat wees nie. Dit is eers wanneer jou hart God waardig ag en hoog ag en heilig ag en God sien as 'n skat en sy woord sien as 'n skat, dan sal jy dit kan nastreef. En dit is presies die gelykenis wat ek al met julle behandel het in Matteus 13. Onthou julle, Matteus 13 het gepraat van 'n man wat in 'n veld gestap het en toe ontdek hy 'n skat, toe gooi hy die skat toe en toe sê die skrif, toe gaan hy uit blydskap en verkoop alles wat hy het om daai veld te koop, daai grond te koop, sodat hy die skat kan hê. En daar was 'n man wat op 'n soeke was na 'n parel, 'n kosbare parel, en toe hy die parel kry, toe verkoop hy alles. Dit gaan nie oor om alles te verkoop nie, dit gaan om te sê, daar is iets van meer waarde as wat jy reeds het, en dit is Christus, en dit is sy woord. Maar as Christus en sy woord nie vir ons waardevol is, die gaan ons nie bereid wees om goed op te offer nie. Inteendeel, ons gaan nie bereid wees om onsself op te offer nie. Dit gaan nie net oor materialisme nie. As ons God ontdek, as God vir ons waardevol is, dan beteken dit ons sal hom soek vir waardevol. Daar moet 'n vorm van opregtheid, 'n vorm van ywer wees. Dit is soos die een teoloog gesê het, hy sê, jou knieë moet bietjie seer word van gebed en nie net van die ouderdom nie. Met ander woorde, as God regtig waardevol is vir jou, beteken dit jy gaan op jou knieë, jy gaan bietjie bid. Net om by hom uit te kom. Net om by hom uit te kom. Net om te smeek en om te pleit. En Spreuke gebruik mooi beeldspraak, nê. Hy praat van silwer en hy praat van 'n skat. En dadelik as jy dink aan silwer, dan dink jy aan myn, om te myn. En jy weet, daai ouens het wat gemyn het in daai tyd, hulle sou hulle grawe vat, en baie van die ouens het hulle skatte weggesteek. Onder die grond weggesteek, nê, in daai tyd. Hulle sou hulle grawe gevat het en hulle gesê, hier ergens is 'n skat. Is hier 'n skat? Ja, hier ergens is 'n skat. En hy gaan begin grou, en nadat jy die eerste gat gegrou, dan sê jy, maar hier is nie 'n skat nie, maar dat jy nog, ek weet nie, nog 'n paar vierkante meter oor. Daar is nie 'n hart wat lê daar om 'n skat te ontdek nie. Weet jy hoe lyk 'n hart wat 'n skat wil ontdek? As ek vir jou sê, hier's 'n skat in die veld, dan gaan 'n ou die eerste gat grou en jy sê, maar ek sien hom nie. Dan gaan jy die tweede gat grou en sê, ek sien hom nie. Maar hier's 'n skat, ek weet hier's 'n skat. En dan gaan ek aan tot die derde, tot die vierde, tot die vyfde, tot die sesde, selfs tot die 10de. En selfs na die 10de, as jy voel, jy grou 'n gat en jy het nog steeds niks gekry nie, sê jy nog steeds vir jouself, ek het nou al 10 gate gegrou, maar ek weet hier is 'n skat en ek sal nie ophou tot die graaf die yster slaan nie.
skatkis slaan nie. En dan as hy die graaf die skatkis slaan, dan maak jy soos daai cowboys nie, dan spring jy en jy stamp jou hakke teen mekaar en skree ja. En dit is die konsep wat uitgebeeld word. Is die vorm van ywer, die vorm van soeke, die vorm van strewe om te grou, my Christen vriend. Ek en jy moet oortuig word dat binne hierdie woord is daar kosbare skatte. Maar dit is nie net woorde nie. Dit is Christus. Ek en jy moet oortuig word dat hierdie skatte het die potensiaal om my lewe en my hart te verander. En dit is hoekom ons luister na preke. Dit is hoekom ons lees. En dit is hoekom ons bid. En dit is hoekom ons hier sit elke Sondag. En miskien kry ons dit nie die eerste keer nie, miskien verstaan ons dit nie die tweede keer nie. Dalk is dit nog steeds moeilik die 10de keer, maar dit beteken nie ons hou op nie. Ons weier om op te hou, ons weier om te swyg, totdat ons die goud van God se wysheid kry, of die silwer van sy verstand. Ek weet, hy sal dit verhelder, want hy doen dit. Hy is getrou. So hier is my vraag, my laaste een, en dan is ek klaar. Dan gaan ek net 'n slot doen, en dan is ek klaar. Is goddelike wysheid, is dit vir jou regtig 'n skat? Ek weet wat is die regte antwoord. Die regte antwoord is ja. Maar wat is jou antwoord? Is goddelike wysheid vir jou 'n skat? Kom ek sluit af. Ons het gesien, as jy, en dan kom ons in vers 6 en hy sê, dan sal jy. As daai jou oortuiging raak, dan sal jy insig hê in vrees vir die Here. Dan sal jy insig hê in ontzag vir die Here. En kennis van God sal jy vind. Hoe kry jy die vrees van die Here? Laat dit 'n oortuiging word in jou hart. Laat dit op jou hande wees toeganklik. Laat dit in jou ore wees, luister en neem dit aan. Laat dit in jou hart wees. Laat dit op jou tong wees. En natuurlik die laaste ene. Laat dit in jou oë wees. Soek daarna, streef daarna. Eintlik 'n mooi beeldspraak. En dan uiteindelik glo ek, die vrees van die Here sal in ons harte wees. So dis nie om harder te probeer nie. Nee. Dis om te ontvang, dis om te soek, dis om te onderwerp, dis om aan te roep. So hier is my voorbeeld en dan is ek klaar. Daar was 'n man, hy het 'n koning geword, was op die troon, en sy pa was 'n koning. Sy pa was 'n goeie koning, 'n baie goeie koning. Sy pa het gedoen wat geen ander koning al ooit gedoen het nie. En hier kom die seun in, toe kom sy pa tot sterwe, nou moet hy die troon vat. Groot skoene om vol te maak, né? Groot skoene. En hierdie nuwe koning wat inkom, hy sê toe, ek weet net nie genoeg nie. Ek dink nie ek kan dit doen nie. Ek is maar net 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit te gaan of om in te gaan nie, sê hy. En hy bid, hy sê, Here, ek kan nie hierdie doen nie. Ek kan dit nie op my eie doen nie. En die Here vra hom toe 'n vraag. Wat moet ek vir jou gee? En hoor wat antwoord hy. Gee aan die dienskneg 'n hart wat luister, om as regter op te tree vir die volk, en om te kan onderskei tussen goed en kwaad. So wat hy vra vir wysheid. Hierdie is presies wat Salomo gesê het. Dis Salomo, die einste ou wat Spreuke geskryf het. Dis vir wat hy gevra het. Hy sê hy soek 'n hart wat kan luister. Wat 'n mooi gebed. Mag ons 'n hart kry wat luister. Kom ons bid. Ons Here Vader, dankie vir die waarheid. Christus, dankie vir die kosbare skat. Dankie vir die woord, dankie vir U. Dankie vir die dieptes en die rykdom. Vader, dankie vir die wese. U is groot, heilig, besonder, bo woorde en denke. Wie sal U vasvang? Wie kan U opsom?
Here, dankie dat ons die voorreg het om U te kan ken. Laat ons harte sien. Gee ons 'n hart wat luister. Gee ons 'n hand wat ontvang. 'n mond wat roep en oë wat soek. In Jesus naam. Amen. Vriende, mag jy gaan met 'n hart wat luister. Mag jy gaan met die liefde van die Vader en die genade van ons Here Jesus en die transformerende krag van sy Gees. Amen. Vrede vir julle.